Goeiemôre weer aan almal, goeiemôre aan ons kykers. En vandag gaan ons bietjie praat oor vergroot jou emosionele toleransie. Nou, laasweek het ons gepraat oor triggers. En soos ons geleer het, sekere triggers is verbonde aan trauma. Maar vandag wil ek praat oor 'n ander tipe trigger, wat nie noodwendig gekoppel is aan 'n trauma nie, maar dit is meer gekoppel aan 'n voorkeur. Ons almal het voorkeure, dinge wat ons van hou, dinge wat ons nie van hou nie. Maar dit is belangrik dat 'n mens kyk spesifiek na daardie triggers, want party van dit kan eintlik jou getuienis weggooi, wat God vir jou bestem het om te wees vir ander mense daar buite. Wat ek daarmee bedoel is, as 'n mens die heeltyd gaan kla, hierdie is nie reg nie, dit is nie reg nie, daar hou ek nie van nie, jy moet nie die dinge so doen nie, dan later dan dink mense, joh, maar hierdie persoon is gelukkig met niks nie. En 'n mens moet kyk na daardie spesifieke triggers ook. En baie kere is daardie triggers juis 'n uitroep laat 'n mens se emosionele toleransie moet vergroot. Want daar is party dinge in die lewe wat 'n mens moet leer om te tolereer. Ons eerste vers wat ons lees, kom uit 1 Korintiërs 13 vers 11, wat sê, toe ek 'n kind was, het ek gepraat soos 'n kind, gedink soos 'n kind, geredeneer soos 'n kind. Maar nadat ek 'n man is ek klaar met die dinge van 'n kind. En wat daardie bedoel is, mens moet in jou gees, moet jy kan groei. Ons begin soos 'n kind, en ja, die Bybel sê ons moet glo soos 'n kind, dit moet nooit weggaan nie, daai wonder wat kinders gewoonlik het oor alles wat rondom hulle is. Daai is reg, dis nie waarvan dit praat nie, maar waarvan dit spesifiek daar praat is, hoe ons praat, hoe ons dink, hoe ons redeneer. Dit is die dinge wat God wil hê 'n mens moet ingroei. Hy wil nie hê ons moet kinders bly in hom nie. Hy wil hê ons moet eventually manne en vroue kragtige wapens raak vir hom, om buite toe te gaan, en vir die mense te gaan vertel van God. En hoe kan jy dit doen, as jy nie die mense daar buite kan tolereer nie? As alles wat mense doen vir jou vies raak, en dit irriteer jou en alles, dan raak dit 'n bietjie moeilik om daar buite toe te gaan. Soos ons volgende vers ook wys, Hebreërs 6 vers 1. Laat ons nie stil staan by die eerste dinge wat aangaande Christus verkondig word nie, maar verder gaan na die volle inhoud van die boodskap. Ons wil nie opnuut die fundament lê deur te praat oor die bekering uit 'n leefwyse wat tot die dood lei nie, of oor geloof in God. Die res gaan nou natuurlik aan in vers 2, maar wat ek juis hier wil wys is dat 'n mens moenie stil staan by die basics van die lewe nie. Baie keer het ons daai gesegde wat 'n mens sê, ja, God het my so gemaak en so laat staan. Ja, hy het nie. Hy het juis ons gemaak dat ons moet groei in hom. Dis juis een van die dinge wat hy wil hê moet in ons gebeur. Ons moet kan groei, ons moet kan sterker word as die persoon wat jy gister was. Want die volgende vers, dit is nou die rede hoekom 'n mens moet emosioneel groei. In Romeine 12 vers 15. Wees bly saam met die wat bly is, en treur saam met die wat treur. Wat dit op afkom is 'n mens moet kan raak sien waardeur daardie persoon gaan. En as iemand bly is, moet 'n mens werklik bly kan wees saam met daai persoon. En hoe kan 'n mens bly wees as jy nie
regtig jou 'n hart het vir mense nie. Want anders, ja, mens kan altyd sê, man, ek is bly vir jou. Ek is so bly, maar binne voel jy dit nie regtig nie. Waar God wil hê, mens moet werklik opreg bly wees as daardie persoon bly is. En wat 'n mens baie keer doen, 'n mens raak baie keer afgunstig op die wat bly is, in plaas om bly te wees saam met hulle. Die persoon het dalk 'n promosie gekry, 'n nuwe kar gekry. Ja, maar ja, ek kry nog my ou kar. Ja, dis nie wat God wil hê moet ons doen nie. Jy moet saam met daai persoon bly wees. En dit beteken saam met almal, nie net jou naastes nie, nie net jou familie nie, jou vriende nie. Dit beteken die persoon daar buite ook. Dit sluit die persoon dalk in wat jy die minste van hou. As daai persoon bly is, moet jy baie keer jou trotslik en sê, weet jy wat, ek is so bly vir jou. En die ander kant is ook waar, laat 'n mens moet treur saam met die wat treur. As jy sien iemand is te neergedruk, moet jy werklik 'n hart kan hê en sê, weet jy wat, ek voel jou pyn, ek voel dit. Kan ek saam met jou bid, wat kan ek doen vir jou? Wat het jy nodig van my? Want is nie altyd net materialistiese dinge wat mense nodig het. Partykeer het iemand net daai bemoedigende woord nodig. En hoe gaan jy dit gee as jy nie kan treur saam met daardie persoon nie? En dit is hoekom dit so belangrik is, dat 'n mens moet emosioneel groei. Want dit is so maklik om deur die wêreld, deur die lewe te gaan in jou eie bubbeltjie. Alles wat jou aanraak, is fyn, dan huil jy of jy lag of so. Maar as daai persoon daar buite iets mekeer of so, of nie lekker voel nie, is nie my probleem nie. Hoekom moet ek worry? En 'n mens doen dit baie keer. Ek self, baie keer skuldig. Dan sien jy iemand wat hartseer is, ja, daai persoon is weer in 'n by vandag, ek gaan eerder wegloop. En dis tog nie wat God wil hê nie. Hy wil jy sê, mens moet na daai persoon toe gaan en sê, weet jy wat is fout? En dis nogal 'n ding wat ons, veral ons Afrikaanse mense doen, as ons groet. Nee, dit gaan goed. Maar eintlik hier binne, weet jy, het gaan nie regtig goed nie. Maar dink so 'n bietjie mooi, hoekom 'n mens dit al sê? Want mens wil amper sê, jy weet al, daai persoon wat jou vra maar net uit gewoonte uit. Wanneer het jy regtig vir iemand gaan vra, weet jy wat, hoe gaan dit met jou? Hoe gaan dit regtig met jou as persoon? Gaan dit goed? Gaan dit sleg? Praat met my. Maar nou het ons al so gewoond geword, hallo, ja, hoe gaan dit? Nee, eers die persoon is nog besig om te sê goed, dan loop jy al klaar weg. Weereens, guilty as charged, dis 'n ding waarna ons almal moet werk nogal, as dit by dit kom. Want juis God wil hê, mens moet daar wees vir iemand. En die volgende vers gee vir ons juis ons missie op aarde. Wat sê, Matteus 28 vers 19, gaan dan na al die nasies toe en maak die mense van my disippels. Doop hulle in die naam van die Vader en die Seun en die Heilige Gees. Gaan na al die nasies toe. Wat dit na ons toe vertolk, gaan na almal toe en verkondig my naam. Al is dit moeilik, moet jy nog steeds gaan. Want dit is die instruksie wat Jesus laaste gegee het. In Engels sê ons the Great Commission, wat hy vir ons gegee het om te doen. En hoe gaan jy dit kan doen as jy nie 'n hart het vir mense nie? En baie keer keer ons voorkere ons om te praat met mense. Ek hou nie van hierdie tipe mens nie, want hy doen hierdie en hy doen hierdie en hy doen dit. So what? Kom oor dit, praat met die persoon. God het jou dalk in daai spesifieke plek geplaas, dat jy met daai persoon moet praat. Want as 'n mens dink, Jesus, hy was nie bang om met mense te praat nie. Hy het met sondaars en predikers en almal gelyk gepraat. Baie van sy disippels was
sondaars gewees, voordat hy hulle geroep het. Hulle was nie hierdie perfekte, hy het nie na die sinagoges toe gegaan en almal daarso gaan haal nie, al die fariseërs gaan haal en die skrifgeleerdes nie. Nee, hy het juis uitgegaan buite toe. Petrus was so ver van 'n fariseer as wat jy kon kry. Inteendeel, as 'n mens mooi dink, hy was 'n persoon wat gewoonlik eers gedoen het en dan het hy gedink wat het hy gedoen. Hy sal optree en dan besef, okay, nou het hy verkeerd gedoen. Mens lees dit nogal baie van hom en hy het meer gehad aan hom. Maar weet jy wat, dit is die mense wat Jesus juis uitgesoek het as sy disippels. En wat doen ons? Nee, daai persoon is nou weer so en so en so. Nee, los hom uit. En dan baie keer dan skop mense hulle tot uit die kerke uit, in plaas om te sê, weet jy wat, jy veral wat daardie probleem en daardie het, moet juis hier wees. Ons welkom jou juis hierso. Maar dan oordeel ons, want ons voorkeur bots met wat daardie persone doen. Nou kyk, die Bybel sê ook nie, mens moet alles tolereer nie. Jesus op aarde het ook nie alles getolereer nie. Hy het nie gesê alles is reg en fyn en so nie. En dit is waarop ons self ons toleransie ook moet meet. As die skrif sê iets is verkeerd, is dit verkeerd. As Jesus gesê het, as jy gesien het in die 4 Gospels, Jesus praat oor iets en hy kon dit nie getolereer nie. Selfde. Maar so ook met liefde. Dit wat Jesus aanvaar het, moet ons vandag ook aanvaar. Want baie keer gaan 'n mens teenkanting kry. 'n Mens gaan baie keer na die wêreld toe daar buite. En jy gaan teenkanting kry. As 'n mens, kyk ek wat nou van die digitale wêreld, as ek mens kyk op Facebook, sien maar jy post iets Christelik. Omtrent 80% van die comments wat jy gaan kry, gaan mense wees wat sê, man, wat se God praat jy van? Daar's duisende gode, wie sê jou God is reg? Jy glo in 'n fairy tale, man, ons lewe in die reality. Glo jy maar jou fairy tale. Al daai goed, jy gaan teenkanting kry. Maar weet jy wat, teenkanting moet jou nie keer nie. Dit moet jou juis aanspoor om te sê, weet jy wat, ek glo in my God. Ek weet hy bestaan. Al sê mense wat vir jou. Moet jou geloof so sterk wees dat mense jou nie kan wankel nie. Want ek wil amper sê dat as iets jou geloof laat wankel, moet jy 2 keer gaan kyk na jou eie geloof. Waar jy staan met God. As iets jou laat begin twyfel, gaan na God toe, sê vir hom, Here, weet jy, hierdie wat ek nou gehoor het, hierdie wat daai persoon gesê het, dit het nou twyfel in my hart gesit. Neem my twyfel weg, help my om te versterk in U. Want dit gaan gebeur. Dit is ongelukkig die ding wat gebeur as jy na mense toe gaan om hulle te help om te bekeer, om na God toe te kom. Jy gaan mense kry wat regtig net sê, wat se nonsens glo jy? Hoe kan jy dit glo? Die Bybel is deur mense geskryf. Hoe kan jy sê dis God se woord? Al daai tipe dinge. Dan moet jy self in jou geloof kan staan en sê, weet jy wat, maak nie saak wat jy sê nie. Ek verstaan, ek weet my God bestaan. Want ons het nog 'n taak as jy kyk na die volgende vers in Galasiërs 6 vers 1. Nou hier's 'n paar goed wat 'n mens kan ontpak hierso. Broers, as iemand in die een of ander sonde val, moet julle wat julle deur die Gees laat lei, so iemand in die gees van sagmoedigheid reghelp. En pas op, jy kan self ook in versoeking kom. Dra mekaar se laste en gee op die manier uitvoering aan die wet van Christus. So die eerste ding wat dit sê daarso is, as iemand in die een
een of ander sondeval, moet julle om help. Daar is dalk nommer 1 al reeds. As jy sien iemand is besig met die dinge wat verkeerd is dit ons taak om daardie mense te help. Maar die tweede ding, wat deur die Gees laat lei, God sal jou wys. God sal vir jou mense stuur in jou rigting, of jy sal op hulle pad kom. En jy sal sommer dadelik weet jy, God het hierdie persoon op my pad gestuur. Ek moet met hierdie persoon praat, ek moet hom help. Nie los nie. Jesus het byvoorbeeld al sy disippels se tekortkominge gesien. Hy het geweet, Petrus gaan hom verloon, jy weet, en Judas gaan hom verraai. Hy het dit geweet, hy het dit gesien kom. Maar nog steeds het hy hulle aanvaar. Hy het nog steeds vir hulle al die liefde gegee wat hy kon. So hy het nie laat die sonde hom weghou van die mens af nie. En dit is nogal waar ek eers wil bietjie stil staan voordat ons aangaan na daardie toe. Is laat 'n mens moet nooit laat die sonde wat daai persoon het jou weghou van die persoon nie. Hoe ek altyd sê is, moenie die persoon oordeel nie, maar die sonde beslis. Die mens is nie wat fout is nie, die sonde is waar die fout lê. So ons is geroep om juis mense te help uit daai sonde uitkom. En dink net as Jesus dit nie gedoen het nie. As hy net gesê het, ag, weet jy, hierdie wêreld is so vol sonde, dis nie eers jy moet te werk nie, ek gaan hulle los. Kom ons wis hulle sommer maar net uit en probeer weer. Ek meen, God het die mag om dit te doen, baie maklik. Maar nog steeds het hy gesê, weet jy wat, ek is so lief vir hierdie mense. Een en elkeen van hierdie mense het ek soveel lief. Jy weet, kom ek stuur my seun na hulle toe, laat my seun hulle so bietjie leer. En dan nadat hy hulle geleer het oor die koninkryk, laat hy die finale offer raak. Laat die mense wat wel hulle harte vir my wil gee, laat hulle na my toe kan kom. En dis hoekom ons vandag hier is juis omdat Jesus omgegee het, omdat God vir ons omgegee het. Ander voorbeelde wat 'n mens aan dink, is Ananias, wat met Paulus gewerk het, toe hy nog Saulus was. Saulus was, sy werk was om mense dood te maak. Hy was 'n professionele moordenaar gewees. En spesifiek het hy gegaan om Christene uit te wis. So hy was 'n gevaarlike man gewees, baie gevaarlik. As mense hom gesien aankom het hulle eerder die pad gevat, veral as jy geweet het jy was Christen daai tyd gewees. Maar nog steeds het God op Ananias se hart gelê, weet jy wat, jy Ananias gaan my help om Saulus tot bekering te bring. Ja, God het vir Saulus laat val op die pad van Damaskus en hom vir hom 'n visie gewys, hom ewen verblind. Maar hy het nog steeds op Ananias se hart gelê en gesê, weet jy wat Ananias, vat hom in, neem hom in, versorg hom. En dit is waar dit daarin kom met 'n gees van sagmoedigheid. Ananias het rustig met Saulus gewerk. Nie vir hom sê, hey, jy beter nou jou sonde los, jy moet nou jou lewe omdraai en verskriklik op hom afgegaan nie. Hy het basies vir hom gasvryheid gewys. En toe Saulus besef, weet jy wat, ja, ek moet verander. En dis toe sy naam Paulus raak. En dink net as dit nie vir Ananias was nie. Hoeveel hoofstukke in die Bybel was juis geskryf deur Paulus? Hoeveel kerke het hy uitgegaan en gaan stig? Hoeveel ander kerke het hy ook uitgegaan en hy het vir hulle gaan raad gee, hy het vir hulle gewys, hierso, dis wat julle moet doen, dis waarmee julle moet opbou. Hy was 'n kragtige man gewees in God.
Net oor een persoon wat vir hom gewys het in sagmoedigheid en vir hom gewys het, luister, jou lewe kan nie aangaan soos wat dit nou aangaan nie. Draai om na God toe. En toe hy draai, toe sit ons met 'n kragtige persoon wat hoeveel hoofstukke geskryf het. As 'n mens dink aan Jona, wat moes Ninive toe gaan? Nou, Ninive was 'n dorp vol sondaars gewees. Dit was 'n verskriklike plek gewees. Daarso was Christene glad nie getolereer nie, niks, dit was vol sonde gewees daardie plek. Nou sê Jesus vir Jona, luister Jona, jy gaan vir Ninive omdraai. Natuurlik, Jona het ook eers gesê, no ways, nee, daar's 'n manier nie, want hy het geweet, dis gevaarlik vir hom, en daai mense gaan nie vir hom luister nie en alles, en God het net vir hom sê, luister, as jy nie self gaan nie, gaan ek jou help om te gaan. Maar gaan ek jou stuur. So ons almal ken die storie van die vis wat hom ingesluk het en toe daar uitgespoeg het. Maar nog steeds, toe hy daar kom, het hy nog steeds 'n keuse gehad. Gaan hy begin doen wat God vir hom gesê het, of gaan hy nog steeds vir God sê, weet jy, jy het my nou hier gesit, maar nee, hy gaan loop, sorry. Hy het nie, hy het nog steeds gesê, okay, God, u wil my hierso hê. Dis moeilik, dis Ninive, dis mense wat nie van u wil hoor nie, maar okay, hier is ek. En hy het Ninive omgedraai na God toe. Ek meen, hoeveel van ons kan sê, ons het 'n dorp omgedraai na God toe? Dink nie een van ons nie, wat hier sit nie. Jy weet, as ons 1 of 2 omdraai, yes. Maar weet jy wat, dis net so belangrik vir God. Al kan jy eendag opgaan, hemel toe en jy sê vir die Here sê vir jou, weet jy wat, goeie en getroue diensknegt, hierdie persoon wat hier staan, is hier vandag weens jou. En hier is jou loon. Dis tog wat 'n mens wil hoor. God wat net vir jou sê, goeie en getroue diensknegt. Hy's trots op jou, hy's lief vir jou. In plaas dat jy daar bo kom en hy sê vir jou, weet jy wat, my kind, ek het jou lief, maar ek het jou soveel gawes gegee, maar jy het dit bedek. Jy het dit nie gebruik nie. Daardie persoon wat nou daarso in helle is, of wat nog dalk op die aarde rondloop, ek het jou na hom toe gestuur, om hom te help. Maar, jy het nie. Jy het jou talente of gebruik vir jouself, of jy het dit glad nie gebruik nie. Baie van ons het soveel talente, maar ons steek dit weg. Ons steek dit weg, en dis nie wat God wil hê nie. En partykeer, ja, gaan jy moeilike mense kry wat hy na jou toe stuur, wat jy eintlik sê, Here, kan dit nie iemand anders te wees nie. Hierdie persoon is baie beter met daai, bestuur daai persoon. Maar nog steeds gaan hy vir jou sê, nee, weet jy wat, ek het jou gestuur. En om terug te kom na laasweek toe, ons elkeen gaan deur trauma. Ons almal het trauma in ons lewe gehad. Ons almal het situasies wat ons net nooit weer wil oor hê nie. Mens het dit 1 keer deur, of partykeer meer as 1 keer deur, maar jy wil dit nie weer hê nie. Dis klaar. Maar weet jy wat, jy's daar deur, en jy kan nou vir mense help daarmee. Jy kan nou die lig wees wat mense nodig het om te draai. En as ons net sê, weet jy wat, nee, ek wil nie. Wie gaan dan na die persoon help? Wie gaan daar wees vir daardie persoon? So in vers 2, waar dit sê, dra mekaar se laste. Dis weer waar dit terugkom na daai vorige vers in Romeine wat sê, wees bly saam met die wat bly is. Treur saam met die wat treur. So weer, daar lees mense dit weer, dra mekaar se laste, wees daar vir mekaar. Beteken nie wees 'n vloerlap, laat die persone op jou loop nie, dis glad nie wat die woord sê nie. Maar wees daar vir mekaar op jou unieke manier. Ons elkeen het 'n unieke manier hoe jy kan gee. Dit verwag nie almal van ons moet
finansiëel sterk wees om finansiëel te gee of so nie. Jy kan emosioneel intelligent wees, jy kan emosioneel gee. Jy kan 'n wyse persoon wees, jy kan wysheid gee. Jy kan 'n goeie kok wees, jy kan vir mense kos maak. Sit jouself in jou eie skillset, dan weet jy hoe jy vir mense kan help. En gee daar op die manier uitvoering aan die wet van Christus. Dit is basies waarop het afkom, lang storie kort, laat dit is hoe 'n mens tog disippels maak van mense daar buite. Hulle gaan nie net na jou woorde luister nie. As jy net vir mense sê, God bestaan, okay, maar hulle het hom nog nie gesien nie. En die mense moet God deur jou kan sien, deur jou dade, deur jou woorde. Meaning, enige plek, al ry jy dalk ergens heen, en iemand sien jou, dan moet jou lewe nog steeds 'n getuienis wees. In plaas om road rage te hê, kwaad te raak, want die mense is nou hastig en alles om weer terug te kom na daai triggers toe wat 'n mens het. Wat sien daai persoon as hy dalk langs aan kyk en hy sien? Okay, ek ken hierdie persoon van daai kerk af, maar kyk hoe gaan hy aan hier so in sy kar. Hy vloek en skel en gaan nie te keer. Ek kan hom nie hoor nie, maar jy kan duidelik sien, die persoon is definitief besig om te vloek en te skel daar. Wat gaan daai persoon dink? Dan gaan hy sê, maar as dit is wat 'n Christen is, ek dink nie ek wil 'n Christen raak nie. So, oralste waar mens gaan, moet mens pas op. Laat jou voorkeure, jou geite, jou triggers, nie jou getuienis weggooi nie. Nou ek wil afsluit met die laaste vers vandag, in Matteus 5 vers 14 tot 15, wat sê, julle is die lig vir die wêreld. 'n Stad wat op 'n berg lê, kan nie weggesteek word nie. Ook steek 'n mens nie 'n lamp op en sit dit onder 'n emmer nie, maar op 'n lampstander, en dit gee lig vir almal in die huis. Laat julle lig so voor die mense skyn, dat hulle julle goeie werke kan sien, en julle Vader wat in die hemel is, verheerlik. So een en elkeen van julle hier is 'n lig vir iemand daar buite. Ek kan jou nou sê, daar's ten minste een persoon wat elke dag of gereeld na jou kyk as 'n voorbeeld. Mens besef dit nie eers nie, dis partykeer nie eers die mense wat met jou kontak het of praat nie. Dis partykeer mense wat jou, soos ek sê, in die dorp sien, op straat sien, by die werk sien. Dan kyk hulle, jy is die lig van daardie persoon. Want ek meen, hulle sit in die donkerte. Hulle sien die lig en hulle wil daai lig hê. Maar as hulle sien daai lig skyn nie, hoe gaan ons hulle kan lei? So, ek wil weer net vers 16 lees, en weet jy wat, dit as 'n seën bedoel op julle. Basies dit as 'n seën uitspreek op julle. Wat net sê, weet jy wat, laat julle lig so voor die mense skyn, dat hulle julle goeie werke kan sien, en julle Vader wat in die hemel is, verheerlik. Mag julle lewe werklik 'n lig wees, daar buite vir almal. Kom ons sluit die oë. Goeie Here, help ons laat al ons geite, al ons voorkeure wat ons het, Here, nooit in die pad staan van mense wat wil tot bekering kom nie, Here. Mag ons nooit 'n struikelblok raak vir mense wat U lig soek nie, Here. Laat daar nooit 'n vinger kan gewys word na ons toe en sê, as dit 'n Christen is, wil ek nie 'n Christen wees nie, Here. Daarom vra ek, deursoek my hart, Here, deursoek my gees vir enigiets en alles wat my terughou om werklik 'n lig te wees
vir die mense daar buite, sodat hulle my kan volg en U kan sien deur my. Laat hulle nie my sien nie, maar laat hulle werklik U seun Jesus sien deur my. Deur my aksies, deur my woorde, deur my normale lewensgang elke dag, Here. Ons bid dit in U naam ontwil. Amen.